Hartlike goeiedag vriende, baie welkom ook so in hierdie Pinksterseisoen. Die wonderlike wete dat ons ook so in die Here deur sy Gees saamgetrek word. As aanvangswoord begin ek graag met hierdie saligsprekinge daar Matteus 5 vers 3 tot 5. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word, en geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, en mag julle deur die kennis van ons Here Jesus Christus hierdeur meegesleer word. God en sy Gees is so met ons. Amen. Vandag is ons by 'n tema in ons Pinksterreis om argitekte te wees van versoening, brugbouers. En dit is seker een van die ongelooflikste uitdagende temas in die bergpredikasie en veral die in die saligsprekinge. Maar as ons so vertrek, dan is ons eerste beweging dat daar in ons realiteit 'n onoorkomlike kloof bestaan. En dat Christus gekom het, wel deur sonde het hierdie kloof ontstaan, en dit het skeiding gebring tussen God en mens, en ook tussen mense onderling. En dit sien ons daagliks hoe dit uitspeel in ons verhoudings met mekaar, tot die wêreld en ook so in die skepping. En ons leef amper maar sê in 'n donker tydperk waar ons eie planne en eie belange begin eintlik die klowe te verdiep, eerder as om dit te oorbrug. Nou het God, die groot planmaker wat hy is, 'n meester argitek, het hy 'n brug gebou. En Christus word uiteindelik hierdie fundament, dat hy gekom het om die mag van sonde te verbreek, en hy het eintlik as offer, as die finale offer, die prys vir ons betaal, om die sonde wat maak dat daar hierdie kloof tussen ons en God is, om dit tot niet te maak. En dan die voorhangsel van die tempel wat geskeur het aangekondig dat die kloof tussen God en mens oorbrug is, en dat niks ons meer langer van God kan skei nie. En ons sien later daar aan die einde in Johannes 21, waar Jesus se interaksie met Petrus, sien hy hoe dat God hierdie kloof tussen mens, hoe sien ons dat Christus hierdie kloof tussen God en mens weer herstel. Stikkende verhouding wat deur restaurasie en vergifnis weer nuut gemaak word. In ons teksgedeelte, ons lees saam uit Matteus 5, en ons lees daar ons gedeelte, ons lees vers 9 en 10. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ander vertalings praat van hulle sal seuns van God genoem word. Nou, hierdie woord vredemaker is eintlik baie uniek, dat hy net in sy vorm so, het hy die enigste plek is in die Nuwe Testament waar dit so beskryf word. En amper die Engelse gebruik, peacemaker, is in die kol met hulle vertaling, om te sê die maker van vrede. As jy nou iets kan maak, 'n tafel maak of 'n brood bak, iets wat jy fisies maak, is dit daardie konsep om fisies vrede te maak, jouself fisies daarvoor te beywer. En dan blaai ek vir 'n oomblik terug daarna Paulus wat skryf in Efesiërs, dan sê ons, lees ons daar in Efesiërs 2 vers 13 tot 15, hoe hierdie nuwe mensheid bestaan. Hy sê, maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede.
Hy wat die twee, Jode en nie Jode, een gemaak het. En deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Christus is ons vrede. Hy is die een, die vredemaker. Hy word uiteindelik die een wat vir ons die bloudruk gee van hierdie vredemaakpad. En dit is eintlik 'n sleutel as ons in Pinkster dink hoe dat hierdie brugbouers iets van God se vredeplan, dit is God se plan met hierdie wêreld. En hy doen dit deur sy Gees wat op 'n unieke wyse ons beraader, ons trooster en ons lei tot in die waarheid. Dit gebeur dat ons deur die Gees verander ons harte en ons sien eintlik God se plan raak en ons begin om ons vooroordeele te oorkom, dat die Heilige Gees dryf ons oor kulturele en sosiale klowe, soos wat ons sien daar met Petrus gebeur as hy met Cornelius daar in Handelinge 10 omgaan, hierdie visioen wat hy het en wat Cornelius het, en dat dit eintlik teen alle sosiale normes indrys. Maar so weet ons dat God het nie wit broodjies nie, maar dat sy vrede en sy versoening is vir almal bedoel. Brugbouers is mense wat vrede maak, wat bereid is om die vuil werk te doen, wat geloof bo twyfel plaas. En soms in te moeilike tye en selfs in tye van groot konflik en storms, is dit baie keer makliker om op ons eie insig te staat te maak. Maar dan begin ons, soos Petrus, begin ons weg te sink. En om 'n brugbouer te wees, voordat jy kan bou, moet jy gewoonlik eers 'n klomp grondwerk doen. So die grondwerk is dat die afbreek van godsdienstige en sosiale mure waar verstes naastes word. Dink byvoorbeeld in Lukas 10, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waar dit ondenkbaar is vir die gehoor as die protagonis deur Jesus uitgebeeld word as 'n Samaritaanse man. En so lyk dit dat dit wil vir my voorkom dat die wat voorheen as onrein of ver beskou het, word deur God as naastes aanvaar. Nou vredemaker, as mens praat oor die woord eirene of in Hebreëus shalom, is dit alles behalwe net om konflik te vermy, maar dit is iemand wat aktief besig is om klowe te oorbrug, om verby tradisies en vooroordeele te kyk, om ander in God se nuwe familie te verwelkom. Hy is die een wat vir ons innooi in sy liggaam in. Hy is die een wat ons help dat die ou mens sien die naaste as 'n bedreiging of miskien as kompetisie. En hanteer ons mekaar met afguns. Maar deur die nuwe mens gelei deur die Gees, het ons almal een nuwe mensheid geword, soos Paulus skryf hier in Efesiërs. Dat dit God se plan is. Baie keer vra hierdie brugbou om aktief gehoorsaam te wees. Dink byvoorbeeld aan Jona wat sy eie planne eers gemaak het en weerstand gegee het om God se plan tot uitvoering te bring. Nou, 'n brugpraktyk of brugbou of om 'n argitek van versoening te wees, transformeer die abstrakte konsep van vrede na 'n daaglikse leefstyl van om mense te soek wat ver voel, of dit nou weens hartseer, sonde of sosiale isolasie is, hulle weer by Christus se nuwe familie in te lyf. Dink aan verhoudings of vrede maak as 'n restaurasie van verhoudings. Die verhaal van Jakob en Esau wat met mekaar versoen, wys dat vredemaking beteken dat stikkende verhoudings reggemaak kan word, dat vyande weer vriende kan word. Die gedagte dat iemand wat ver is 'n naaste word, is wonderlik, maar dit klink ver gesog.
Maar die voorvereiste is dat daar 'n brug gebou word. En wanneer ons hierdie brug bou, dan word ons bekend, dan staan ons bekend as God se kinders, seuns van God. Ons sal seuns van God genoem word. Ons word 'n aktiewe gemeenskap wat mekaar omarm. En ons kom agter dat dit iets kos. Weet, as mense 'n brug bou, kos dit miljarde rande. In vandag se tyd, as jy met siviele ingenieurs en die ouens praat, van die mees indrukwekkende strukture het ongelooflike groot begrotings. En daarom, om 'n brugbouer te wees, gaan ons altyd iets kos. Dit is iets wat gratis is, maar wat nie goedkoop is nie. Dit het Christus sy lewe gekos, sodat ons vrye toegang tot hom en tot die Vader kan hê. Om 'n brug te wees, gaan partykeer vra dat mense oor jou loop, en dit beklemtoon amper hierdie aksent of hierdie praktyk van jy gaan jouself met prys gee. Amper net soos Josef sy eie planne en sy reg om wraak te neem moes ruil om God se groter plan raak te sien sodat hy sy eie familie kon red. Toe sy broers daar aan die einde van Genesis, sy broers wat hom verkoop het en hy wat tweede in bevel word van die farao en dan in hierdie posisie kies om dit eerder te ruil om vrede te maak. Dis 'n koninkrykpraktyk wat nie eenmalig is nie, maar 'n leefstyl, amper soos om 'n legkaart te bou en elke daad van versoen of vergifnis is 'n stukkie wat in plek val om God se groter prentjie en sy nuwe aarde sigbaar te maak. Ons tema vir hierdie Pinksterreeks is mos juis om die hemel af aarde toe te bring. Is dat dit wat in die hemel die norm is, dat dit gedei, dat dit floreer hier op aarde. Nou vredemaking in 'n verdeelde land, veral in 'n land soos ons in, is dit amper onmoontlik of voel dit amper onmoontlik. Dit herinner amper aan die gedagte waar Petrus op water moes loop. Maar solank hy op Christus as die meester brugbouer en planmaker fokus, sal ons nie soos hy sink nie. En dan is dit ook belangrik om te vra dat watter rol speel die Gees in hierdie brugbou realiteit. Die Gees is 'n helper en bemagtiger wat ons help. Hy is die een wat die eenheid skep. Hy is die een wat ons perspektief vernuwe. Help ons om 'n hart te ontwikkel dat ons nie op ons eie insigte staat maak nie, maar God se wil soek. Die afbreek van sosiale en kulturele klowe breek die Gees vooroordele af. En dring vir Petrus tot in Kornelius se huis, sodat hy en sy familie tot geloof kan kom en ook deel kan wees. En dan die krag van getuienis, die Heilige Gees gee vir ons by Pinkster, het mense in verskillende tale, kon hulle verskillende tale verstaan, en is die kommunikasieklowe oorbrug, sodat almal die boodskap kon hoor. So mag hy ons lei om deur die krag van ons woorde getuienis hierdie boodskap te kan dra. En daagliks vir ons help om te kan onderskei dat ons inderdaad gekies word as kinders van God om sy vrede te bring. Om 'n aksie, vredemakers is 'n aksie. En as jy in die saligsprekinge luister, dan het jy al baie keer seker na sulke boodskappe geluister of dit gelees of daar's 'n klomp hieroor geskryf, is hierdie is die openingswoorde van Christus se bediening. So hy sê eintlik,
waarheen is hy op pad? Hy maak eintlik aankondigings vir sy nuwe koninkryk en wêreld, en hy sê eintlik, as julle my soek, dan sal julle my by hierdie plekke en tussen hierdie mense kry. En daarom is dit nie 'n lys van goeie goed wat ons moet doen, sodat ons 'n goeie lewe kan lei nie. Maar dit is mense wat absoluut leef vanuit 'n identiteit, dat hulle is onbelas, die Engelse woord unburdened. Hulle het 'n diep vrede en 'n vergenoegdheid, makarios, geseënd, gelukkig, tevrede, in die lig en in die nadraai van ongelooflike vervolging en die wind van voor. En daarom sê hy dat die wat treur sal vertroos word. Die wat so in die grond in afgerem word, hulle sal ware vrede ken. En daarom is dit, jy hoor amper die beeldspraak, maar meer as dit net poësie is of mooi taal is dit beloftes van God self. En dan in hierdie tweede helfte, hier vanaf vers 7 tot 12, dan hoe lyk die bringers van hierdie omgekeerde koninkryk? En mag ek en jy deur vredemaker te wees, nie net die afwesigheid of konflikte vermy nie, maar fisies aktief daarmee besig wees om vrede hier te bring, daar waar ek en jy ook beweeg. Mag die Here vir ons so deur sy Gees in staat stel om dit ook te kan doen. Amen. Ons sluit ons saamwees so af, en mag jy deur die Gees gestuur word, en mag sy goedheid en mag sy genade jou in hierdie Pinksterseisoen omhels en vergesel. Mag die God van vrede julle toerus met alles wat goed is om sy wil te doen. En mag julle ervaar dat hy altyd by julle is, selfs tot aan die einde van die wêreld. Gaan in vrede en wees ook hierdie argitekte van versoening in sy koninkryk. Amen.